thirsty? Are you empty? Come and drink these living waters. Tired and broken, peace unspoken, rest beside these living waters. Christ is calling, find refreshing. Oh, halleluja, Jesus, ons dank U, my God. Dankie dat ons weet die woord is 7 maal gelouter en gesuiwer in die hart ons van die Here. En ons wil vanoggend die woord oopbreek. En kyk wat U vir ons wil sê vanoggend, Here. Want U is lofwaardig om geëer te word tot in ewigheid. Halleluja, dankie Jesus. Halleluja. Raai wat is my tema van my boodskap? Waarlik vry. Ja. As ons net kan vry wees, mense. Wow. Johannes 8 vers 36. Jy sal kyk net mal dezelfde baie mooi werk en dezelfde advertensie hier ons kerk aan die buitekant wys, is vir my baie professionals, baie goed gedoen ook. Here gee jou die eer vir dit en die Here sal jou seën in dit. Johannes 8 vers 36, as die Seun julle dan vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. Ons almal weet, mense is meer geneig, ek gaan nie so inleiding gee, om die leuen te glo, meer die leuen as die waarheid. Nie net buite die wêreld die mense, nie net nie gelowiges nie, maar ook die mense in die kerk. Die woord van God leer ons in Johannes 17 vers 17, heilig hulle in U waarheid. U woord is die waarheid. Jammer mense, ek het 'n klein bietjie in ander boeke. Ek glo daar jy kan 'n ander boek vat vir te help om jou die woordstudie te doen, maar dit moet jou my hoofbron wees. Amen. En ek kan ken en elke week kom ek terug na God se woord toe. Ons kan nie sonder God se woord nie. God sê dan hy is die woord wat onder ons kom wandel. As jy hom die woord lees jy, dan lees jy Jesus se lewe, jy lees wat ons moet doen. Die woord van God leer ons in Psalm 119 vers 151, U, o Here, is naby. Hoor dan, U is naby. U is naby en al U gebooie is waarheid. So Piet, jy moet te sê, staan nie op my berge, waar is die Here? Die Here is jou skade weer. Hy sê die Here is naby. Wil jy, baie mense sê, ek weet nie waar is God nie, ek vind hom nie. Vat net jou Bybel, lê ons op jou hart, dan is die Here naby. Hoor jy wat ek vir jy sê? En dat hierdie Godswoord 'n rema woord word. Jos, wat jy lees, nee, moet toe bly. Lees jy die Bybel. Genoeg. Jy nie kan, lees jy die Bybel. Lees jy genoeg die Bybel, jy weet, jy sal dit daar nie. Almal van ons mense, ek noem maar net om. So dat kan ons maar vanoggend sonder om te skroom sê, dat alles wat teen die Here is, en wat teen dit is wat in sy woord geskrywe staan, is nie die waarheid nie, maar die leuen. Ek gaan vanoggend, ek het 'n hele lys hier van kerke wat ek wil nie noem vanmôre. Nee, ek gaan vanmôre, sonder om te spring, gaan ek nie, ek gaan nie vanoggend 'n kerkorganisasie doen. Mense sal weet, jy kan self die woord ondersoek en kyk of jou God se woord is. Daar is wel baie groot kerke, denominasies wat nie die waarheid verkondig nie. Hoor wat ek vanmôre sê. As jy woon by so 'n organisasie is, maak seker van jou saak, jy wat luister vanmôre.
2 Petrus 2 wat sê, waarsku die Bybel ons teen die valse profete en vals leraars. Maak seker wat jy glo vanoggend is die waarheid. En jy kan dit wat jy glo met die woord van God bevestig. Wat sê jy pastoor? Dit staan geskryf in chapter and verse. Pastoor, jy sien wat jy praat. Hier is 'n bevestiging skrif broer daarso. Dis wat God se woord sê. Doen dit. Dan kan ek mos vanmôre sê, wat ek die woord van God. Maar ek wil vir die ander kant ook sê, daar's mense wat nie God se woord gebruik as hulle bron van om vir iets te bring nie. As jy by so 'n organisasie is wat nie die woord van God gebruik as hulpbron nie, vat jou goed, vat jou tekens en hardloop. Psalm 119 vers 160, die hele inhoud van u woordshaal is die waarheid. Nou is by die tema van my boodskap vanoggend, wat beteken dit om waarlik vry te wees? Wat hou dit vir in? Johannes 8 vers 2 daar sê, julle sal die waarheid ken. En die waarheid sal julle vry maak. Hierdie waarheid maak jou vry. So om vry te wees moet ek die waarheid ken. En die waarheid sal my vry maak, my suster. Vry van die hou vas van die krag van sonde, vry van die vrees vir die dood, vry van slawerny binne hulle. Ek is nie meer 'n slaaf om te vrees nie. I'm no longer a slave to fear. I'm a child of God. Romeine 8 vers 15, want julle het ontvang 'n gees om slawerny, 'n gees van slawerny weer te vrees nie, sê God se woord, maar jy het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Ek wil vir jou vanmôre sê, ek is kind van God. Is jy kind van God? Is jy kind van God? Sê dit, sê vir iemand langs jou, ek is kind van God. Sê, ek wil hê jy moet sê vir die ander woord vir my sê. Ek is kind van God. Nee. Wat weet jy wat sê Spreuke 18 vers 1, hy sê dood en lewe lê in die mag van die tong. Jy moet daagliks sê ek is kind van God. Ek is vry, want Jesus het my vrygemaak. Hoor wat sê hy? Jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. Op jou soektog na die waarheid, kind van God, sal jy agterkom die enigste van bron van waarheid is die woord van God. Amen. Halleluja! Die woord van God, luister, net vir interessantheid, net om by die uitbreid die wêreld van oor, die woord is geskryf deur 40 skrywers, ongeveer 40 skrywers, waarvan een Filistyn was, hy was nie, Paulus, hy was die Christen doodgemaak, vir die woord en alles, en hy was geskryf die 40 skrywers, oor 'n tydperk van 1600 jaar. Met verskillende agtergronde, party was konings, ander was herders, party ons was vissermanne, tot matrose. Jos, was amper so erg julle kinders. Belastingopgawes. Luister, in 3 verskillende tale. Hebreëus, dan Aramees ook ingekom, Grieks. Raai wat, oor 3 kontinente, Asië, Afrika, Europa. Meeste het die kontak met mekaar gehad, die disippels het daar met mekaar gewandel, want elkeen het geskryf op sy eie plek en was by mekaar het geskryf is nie. Dit is geskryf oor 3 dekades. 2-3 dekades. Hoor jy wat ek hier sê? Maar een ding gemeen gehad, God se verhouding met die mens en ons as mense redding. Kan gaan kyk hierdie woord. Hulle skryf hoeveel keer bevestig, dan skryf dieselfde, dit is ongelooflik. Was geen boek
boek in die wêreld wat jy hoef te kan bied van die woord van God. Die profesies wat nou in vervulling kom, is geskrywe 6000 jaar terug en dit kom nou in vervulling. Luister, jy moet altyd vir jou redding God se boek gaan oopmaak. Dit moet altyd wat jy doen terugverwys na die woord van God. Die Here gee ons luister spesifieke riglyne hoe ons dit moet doen in sy woord. Diepte wat jy soek. Hoe ons hom moet dien. Ek bedoel jy, is dit jou goal? Ja. Okay. En waar het verwelkom is? En waar het vry te wees? Dis die regte plek is dit. Luister, as jy 'n verkeerde sleutel in jou kas het, as ek nou 'n stupid sleutel van sy van ek druk hom in daai cherry in. Hy gaan nie staan nie. Jy kan nie 'n sleutel van en dink ja, dis reg. Jy moet die regte sleutel insit. Hoor dit vir sê, want daai sleutel van hom gaan moontlik by ignition of ontsteking wat as 'n Afrikaanse woord beskadig. As jy verkeerde nommer bel op jou selfoon, gaan jy by iemand onbekends uitkom, wat jy moet nie meer moet praat nie. Is dit so? Dink jy die verkeerde nommer druk en met 083 druk jy 084 of 081. Sê maar, hoor jy so, gaan met jou oor. Ja, dit is verkeerde nommer, ja. So, luister, jy moet die reg, as jy jou laptop werk, jy moet die regte kragte, as jy kan nie kragte verkeerd sit, dan kom jy op verkeerde plek uit en jy doen dinge verkeerd. Dit is nie so nie elke dag. Selfs 'n komma, net 'n komma jy kan 'n verskil maak. Hæ? Bou jy hom by die laptop werk. As jy 'n koek bak by suster, bak jy koek. My vrou dink dat ek gaan niks sê. As jy 'n koek bak of as jy kook, moet jy die regte bestanddele hê. Jy kan daai dis wat jy maak eet ons punt dan trek jy. Dis daar iets goed. As jy daai lekker gereg maak en jy gooi te veel sout in, dan is daai dan se bederf. So jy moet dit doen volgens riglyne, soveel sout, so. En later weet jy is daai boekie om te gaan kyk en later dan is nie goed as jy woord van God. Dit is nie dat as jy weet gaan. Wag, ek gaan lees want nee, dan jy moet hy skryf. Maak seker, jy volg God se woord na vir jou om uit te kom by dit wat God wil hê moet doen. Want wat sê die woord van God vir ons Openbaring 22 vers 8, so ek wil daar wees. Ek is so versigtig vir daai ding. Ek mag sê dat ek lees, is die waarheid ek verkondig die waarheid. Hy sê, ek betuig in elkeen van die woorde van die profesie van hierdie boek hoor, as iemand ietsie byvoeg, soos baie kerke, dan sal God hom die pla byvoeg wat in hierdie boek beskrywe is. Ek wil daar is. En nou, want as jy iets wegneem, ek het eendag geboodskap, ek wil dit nie kon doen, so ek dink die mense gaan werk hard. Ek het laat sê, ek het Bybel langsweg gehad, en ek het 'n ander boek langs gehad. Dit was inteendeel 'n boek wat in elk geval die vals het. Ek sê die ons lees ons die woord so, dan vat ek 'n skeer om uit te gooi, ons sê deel ons hier die deel net. Maar ons kyk hier nog uit. Die mense, die pastoor in daai kerk, daar was 11 pastore, hulle het ooit so groot geword. Ek sê as ek gestap, maar hy het gestap, het ook nog iemand vaai ons vandag, ek nie die preek. Ek moes regkap van hulle verduidelik, dit was maar net 'n ander boek wat ek geskeer het. Nou, ek het by die punt gekom, waar mense sekere goedes lees, ons los daai gedeelte weer 'n bietjie aan, ons lees net daar. En dan vat mense hulle lees net sekere gedeeltes van God se woord. Want as jy sê, jy moet die hele boek vat, lees, studeer hom, kom by die waarheid uit. Hoe as hy Spreuke 14 vers 12 Spreuke en hy bevestig hom met dieselfde woorde in Spreuke 16 vers 25, daar is 'n weg wat die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood. Hoe meer en meer jy God se woord bestudeer, hoe meer jy agterkom dat die Here Jesus Christus die enigste een is wat jou en my vry kan maak. Joshua, bepeins hierdie boek dag en nag, sodat jy presies kan wandel. Kyk, lees die Joshua vers 8, wat daarin geskrywe staan. Weg van die leuen,
Weg van die ander, wat jy nie leer, wat in God se woord is nie. Maak seker mense, maak seker, jy lees God se woord, kan jy doen waar daar staan. Hoor as ek 2 Korintiërs 1 vers 20, hier kom 'n belofte. Al die beloftes van God se woord in die Here is ja en amen. Hy sê op 'n ander plek, sal God dan iets beloof en dit nie doen nie. Hy sê, as jy sy kind is, sal jy geseënd wees, Bianca. Jy sal beskerming hê. Jy kry die volle pakket as jy God aanbid. Jou die sonde wat ek is kan uithaal. God seën my as sy kind. Weet jy wat ek het meer as 24 uur sekuriteit, jy ons van die sekuriteit slaap baie nog. Ek het 'n engel wat oor my waak. Hy sê, hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar. Halleluja! Man, kind van God is, kyk God se woord. Hoor wat, weet jy wat, jy het niemand anders nodig om jou sondes jou te gee. Hoor wat sê Jesus Christus leer ons, hy is die enigste deur. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Hy is ons hoofpriester. Hy het die volmaakte offer gebring. Hy het gesterf en hy het toegelaat dat ons deur sy bloed, hoor as hy God se woord, in die allerheiligste kan ingaan om hom te aanbid. Ek het vanoggend in God se heilige plek gestaan, die allerheiligste. Ek het voor hom staan aanbid. Jy maak die keuse. Jy kan daar agter gaan sit. Jy kan op jouself bietjie wees. Jy kan jou oorkrap. Jy kan doen net wat jy wil vanoggend. Want ek wil moet sê, as ons aanbid, dan aanbid ons God. Jy staan nie en aanbid 'n mens nie. As jy by my sê, kan jy maar vals, dan geen hom nie. Maar as jy voor Jesus staan en jy staan in sy troonkamer en jy aanbid hom, dan maak jy oë toe. Jy aanbid hom. Jy steek jou hande op. Jy gee hom alles. Jesus was die een wat geslag is. Hy sê in sy woord, deur sy wonde is ons genees. En dit moet ek vir jou bid. Moet bid vir die siekes. Die pastoor Pieter het gekry van hy is nie voor. Ek dink ons gaan vanmôre luister, terwyl ek my boodskap besig. Ek wil vir mense bid vanmôre dat hulle vry kan kom. Dis mense wat vas, want hy dink nou nie vas. Jy weet siekte reg nou by dit kom. Dit kom nie vas so mense dat jy nie God het oorgewerk. Dit ons word oud. Ek staan op partykeer. Ek wonder wie loop die straat vir my en my vrou in die oggende, maar ons as net aan die gang kom en hy voet 'n bietjie warm word, dan gaan ons weer. Nee. Ons weet oud om bestaan. Maar God wil hê jy moet met 'n siek kind word. In Johannes 1:1 hy sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, jy vriend wat luister na my, om jou sondes te vergewe. Hoor wat sê Johannes 8:30, ons het gelees, as die Seun jou vrygemaak het, dan gaan jy waarlik vry wees. Hoor jy wat ek vir jou sê? Jesus Christus is die Seun, halleluja, los die sonde, dit bring binding. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê, ek waarsku vanoggend, die sonde wat jy doen, bring binding, dit veroorsaak slawerny, dit maak 'n oop deur vir die duiwel en sy demone. Luister, ek wil vanmôre vir jou sê, jy kan nie kompromieer met sonde nie. Nee, jy moet jou alles gee, alles op die altaar. Jy moet God, jy moet oorgawe. Ek wil vanmôre vir jou sê, God is amper, hy wil kom en weet jy, as jy vanmôre hier uitry, kan jy moontlik nie môre wakker skrik nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, kind, jongman, jy moet nie suk, jy moet jou saak reg op met God. Voor God is sy belang in jou. Hy bepas, hy het compassion on you, hy het compassion on me. Hy wil hê jy kind van God moet vry wees. Jy moet God met oorgawe dien. Jy moet hom alles vir hom gee. As jy alles vir hom gee, goed, dan sal God die res doen. Hy sal vir die res doen. Die hemel is 'n werklikheid. Net so die hel. As wil jy daai drie woordjie hel hoor nie. Ek wil vir jou môre vir jou sê, read the Bible. It will scare the hell out of you. Jy moet vrykom. Efesiërs 4:18 hy sê, want uit genade is jy gered deur die geloof. By grace through faith. Grace, ons spreek op G, God's
and riches at see Christ expense. God's riches at Christ expense. Hy het nie gespeel toe hulle met mekaar uitskeer nie. Hy het nie gesê, nee, ek hardloop weg nie. Hy het gestaan en klop ons toe. Klop uit mekaar uitskeer. Zodat die haar uit sy baard uitdruk. Hoe as jy by wag net met jou baard tik. Hy het alles gedoen sodat ek en jy kan wees, verstaan jy dit nie? Hy kon toe omslag, kon hy nie sê, na die 20ste hou, nee, is veel, nee, ek wil nie. My sister, hy het al die houe gevat, as hy 40 kortelste, 1,99 en na, want elke een van die houe, en die mega goed maar goed, die vlees uitgeruk, en dit was vir my disease, dit was vir my asma, dit was vir my doelpijn, dit was vir my stomheid, dit was vir hy pyn in my lichaam, toe hy daar sterf, hoor jy sal, hy sê, deur sy bonde, is jy en ek genees. In die Bybel was daar verskeie mense wat geslaapberei was. Fisies, geestelik. Ons kyk na die volk Israel wat 430 jaar verdruk was hier in Egiptenaar, 430 jaar. 5 dekades. God gebruik Moses en Aaron en later Joshua om die volk te lei, uitslaapberei na die beloofde land. Is Jos nie die Engels vir Joshua nie? Oh, my brother, you didn't get that name for free. You got to create a one things. Raai voor die verkondig van jou kom agter. Jy gaan hierdie jong man gebruik. 'n leier te wees. Jy gaan nie volgende gaan by. Kom ons. Op praat ons so. Jy kry die van God gaan die tydslip wees baie. Onesimus, ja, baie gehoor. Onesimus, onesimus, hoe hy spel, die slaaflig haar en hardloop weg vir sy eerste film, kan jy gehoor, Filemon. Want hy by ons was al slaaf, maar hy gaan weg na die meeste toe, Filemon is die meeste. Onesimus, hy behandel hom as slaaf, en is sy slaaf, en hy kom by Paulus uit. Want lyk my, as jy luister na die ding, Onesimus het weggehardloop, hy het gevlug. So, miskien was Filemon baie kom ek weet. En Paulus stuur hom terug na Filemon, hy sê vir hom, Onesimus, jy moet nie hom meer behandel as 'n slaaf nie, maar as 'n geliefde broeder in Christus. En weet jy, hy was vry, dat by Jesus uitgekom. Besef jy dat ek en jy vanoggend slawe van sonde was? Wat nog goed het gebeur baie keer. Ons was verlore, maar Jesus, Christus die Lam van God, het ons vrygekoop van die mag van sonde en van slawerny. Besef jy vanoggend dat jy vry is? Besef jy vanoggend 'n siekte, ook 'n binneblou is, dat jy niks meer terug en ek het nou gepraat daarvan. Dis waar die Gees onderskei op so Pieter Wet as jy sien, dis waar dit op aankom. Jy onderskei is dit siekte of is dit Gees? Kom ek gee jou net so 'n klein voorbeeldjie, net so 'n bietjie teaching. Lukas 13. Jesus is besig om op die Sabbat een van die sinte in die sinagoges te leer en daar was 'n vrou wat 'n gees van krankheid vir 18 jaar gehad het. 'n Spirit of infirmity. So as jy bevry wil baie mense, dan moet jy bid vir die gees van infirmity, die gees van krankheid. Sy was in mekaar getrek en glad nie in staat om regop te kom nie. Ek het al sulke mense gesien wat so in mekaar. En Jesus sê, Lukas sê, vir jy is van jou krankheid nie genees nie, verlos. Hoor jy wat dit woord is? Hy is nie verlos. En die gees van krankheid met haar liggaam wat in mekaar trek, Jesus het daar die hande opgelê, onmiddellik het sy reg gaan sit en God verheerlik. Nog 'n voorbeeld, 'n pa wat sy sien aan Jesus met 'n stom gees. Luister, die kind praat nie, hy het 'n stom gees. Die disippels kon hom nie bevry nie. En oor waar die seun gaan, gooi homself op die grond, deur die gees partykeer in die water, ander keer in die vuur. En die pa sê, "Daai, dit wat in hom is hom doodmaak."
En dan kom skyn met sy mond, hy knars met sy tande. Wat doen Jesus? Hy bid nie vir die stom gees nie. Hy bestraf daardie onrein gees in hom en sê jou stom en dowe gees gaan uit hom uit. En daardie kind was genees. Hy het gepraat, hy het gehoor, hy was normaal. Ek wil jy moet vanmôre weet, daar is verskeie goed wat jy kan vashou. Ek wil jy moet vanmôre vrykom, wat ook al in jou pad staan. Jy is nie 'n slaaf van enigiets nie. Jy's vry in Jesus naam. Luister, jy is in staat om vry te wees. Daar's so baie in ons lewens wat ons kan bind. Moontlik onvergewensgesindheid kan 'n bindende wees. Daar 'n persoon wat jy dan gedoen het, moet jy vergewe. Hoor jy wat ek jou sê? Hoe voel dit om waarlik vry te wees? Ek gaan in 'n kort vir sê hoe voel dit om waarlik vry te wees is iets wat mense nie met woorde beskryf nie. Dit is iets wat jy voel. Dit voel soos asemhaal sonder vrees. Soos wanneer jy nie meer deur skuld, mense se opinies of jou eie verlede vasgehou word nie. Luister, dit voel lig, asof 'n swaar iets van jou afgeval het en jy net vry is. Hoor wat sê, dit maak jou lig, dit gee jou vreedsaamheid, nie omdat jy alles perfek is nie, maar omdat jy vrede het ongeag wat gebeur. Eerlik, jy kan net jouself wees, sonder om maskers te dra, self jy gepreek oor nê, en om sonder om ander tevrede te stel. Behalwe God alleen. Dit gee jou moed. Jy kan kies. Jy kan lief hê. Jy kan loslaat. Ware vryheid, luister môre, is nie altyd om te doen wat jy wil nie. Dis om nie meer vas te wees aan dit wat jou beheer nie. Hoorie, party vind daar die vryheid geloof, ander vergifnis, ander weer in aanvaarding van hulle self. Vryheid is baie meer as uiterlike omstandighede. Dit is vryheid van binne. Dis wat vryheid is. Want die Bybel praat oor vryheid, gaan dit nie oor om te doen wat jy wil nie, maar om vry te wees. Jy het die Here Jesus nodig. Hoor wat hy 2 Korintiërs 3:17, waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Ware vryheid kom wanneer God se Gees in jou leef, sy teenwoordigheid die dinge breek wat jou vasmaak. Vryheid in die Gees voel soos rus in jou siel, selfs in die storms, 'n oop hart wat kan vergewe, die wete dat jy geliefd is sonder voorwaardes, 'n lewe wat nie meer deur vrees gedryf word nie, maar deur liefde. Wat sê die woord van God, liefde dryf die vrees na buite, is die bestoofde skrif wat sê. Gaan klam met hierdie, luister, jy begin dinge sien, deur 'n ander lens. Dit lyk dit. Jy sien dinge deur 'n ander lens, luister. Jy reageer nie meer uit woede of vrees nie, maar met vrede. Jy vergewe makliker. Nie omdat mense dit verdien nie, maar omdat jy self vrygemaak is. Jy voel lig, al is die lewe nog vol uitdagings. Elke dag, vir my is 'n uitdaging. Kyk, sien, ek is nou so, dis alles is net bonkie nog. Volgens is dis alles net weg is. Maar een ding ek vanmôre wil sê, die Here los jou nooit uit. Daai oomblik draai jy en jy voel jy kan nie doen. Jy voel lig, wat is die lewe vol uitdagings wat jy weet, ek is nie alleen nie. Die Here se vrede word iets wat jy dra en nie iets wat jy vra.
Johannes 8 vers 36, as die seun jou vry gemaak het, sal jy